Johannes Leroux is die stigter van Branna's Draft, ja, dis brandewyn en coke, en alkoholvrye opsies soos The Duchess en Dope. Hy is ook die mede-stigter van Cape Spritz, 'n wyndrankie wat minder alkohol bevat. Wat het hom genoop om hierdie handelsmerke tot stand te bring? Johannes, dit is nou Vrouedag vandag. Ja. En 'n paar jaar gelede sou ek en jy nou nog baie hard gekuier het by Op die Koppie. Ja. Boonste bar. Ja, by die boonste bar. Ja. Nou sit ons hier soos groot mense. Yes. Maar wat het jou toe genoop om hierdie alkoholvrye drankies te maak? Soos jy gesê het, ek het begin in die drankbedryf. Dit was 'n fantastiese ervaring, 'n jong entrepreneur wat iets nuuts probeer. Ek was 23 en die coolste ding waarna ek kon dink as 'n Afrikaanse jonge is brandewyn en coke on tap. Dit het goed gegaan en ons het verkoop in KWV. Ek het toe Nederland toe gegaan om te gaan kyk vir my volgende projek. En hoe meer ek met mense begin praat, het ek agtergekom daar was 'n demand vir alcoholvrye sophisticated drinks. En toe gedink, maar jy kry alcoholvrye bier, hoekom nie alcoholvrye gin tonic nie? Op die oomblik nie gedink dit gaan so groot wees nie en dat die hele drankkultuur so baie gaan verander in die volgende 10 jaar nie, maar ons het wel dit gegroei oor die hele wêreld, oor 10 miljoen eenhede verkoop en ja, en dit was 'n fantastiese journey gewees. En ja, wat begin het met 'n gap in die mark het toe op die einde deel van die kultuur geword. Interessant van gin en tonic, want baie mense wat ophou drink, maar wat gewoond is aan drink, soek nog steeds die skop. Ja. In die mond. Ja, presies. So gin tonic was 'n goeie opsie vir ons want daar's twee maniere om alkoholvrye drankie te maak. Een is jy kan die alkohol uithaal of jy kan die flavor profile opbou. Right? So ons het met die gin tonic het ons gesê maar kom ons gebruik al die smake wat in 'n gin tonic is, star anise en elderflower en alles en ons bou dit op, juniper en dan sit dit saam met 'n baie nice tonic en toe op die einde kry ons 'n Duchess. Nou jy was verbaas oor hoe baie eenhede geskuif het, maar jy is ook hier vanaand om vir ons so klein bietjie terug te bring aarde toe. Dit is nie asof die hele wêreld heeltemal alkoholvry gaan raak nie. Kom ons begin by die idee dat Frankryk se wynbedryf wankel. Dis tog nie net omdat mense ophou drink nie. Ek het ook daai opskrifte gesien en ek het so 'n bietjie verder gaan kyk daarna. Spesifiek Frankryk dink ek is meer die nuwe wêreldwyne wat meer supply created. Maar dis nie te sê dat daar nie wel baie groot skuif is in die mark nie. Ek dink die grootste ding om te besef is wat ons oor die 10 jaar gesien het wat ons Duchess gedoen het, is dat dit nie gegaan het oor 'n drinker of nie drinker nie. Dit skuif baie meer na 'n keuse wat die consumer maak. So ek bedoel een statistiek wat ek gesien het is dat 92% van mense wat alkoholvrye drankies koop, soos alkoholvrye gin tonic, is ook mense wat alkohol verbruik. So om dan te sê dat daar's twee verskillende groepe is die glad nie reg nie. Dis meer net 'n nuwe manier van mense wat occasions vier. En Duchess gaan nou weer 'n drankie maak met alkohol in. Ja, presies. So ons het Duchess verkoop 'n ruk terug. Ongelukkig is dit nou vir 'n rukkie nie op die mark nie, maar dit gaan terugkom met volle skop, letterlik met alkohol en met geen alkohol. Want ons wil as iemand die Duchess geniet, wil ons nie as hulle kies om alkohol te drink, vir hulle na 'n ander brand te stuur nie. Ons wil sê ons is oop vir albei. Nou ek het vir jong mense gevra wat sien hulle onder hulle maats. Jy's nou so rapsie ouer. Ja. En soos ek sê, jy sou by Op die Koppie kon wees. Ja. Wat sien jy? Jy het nou klein kindertjies en so aan. Ja, ek sien definitief dat daar is 'n groot skuif na mense wat kyk meer na nie net wat die drankie doen nie, maar baie meer oor hoe dit hulle laat voel. So ek dink mense kan amper nie praat oor alcohol-free drinks sonder om te praat oor functional drinks nie. Ek bedoel, wat is 'n functional drink? 'n functional drink. So ek werk nou met 'n besigheid met die naam Record en dis 'n hydration sachet met sout, coconut water powder en vitamine. Jy weet, en mense drink dit om hydrated te voel, right? En dis een van die grootste kategorieë op die oomblik en dis super interessant. So ek dink mense drink deesdae, ons het altyd gesê wat jy eet is wat jy is. Maar ek dink mense besef nou wat jy drink is ook wat jy is. So as ek wil op 'n sekere manier voel, gaan ek dink oor wat ek drink. Dit lyk my mense wil al hoe meer teenwoordig wees in plaas van om te ontvlug. Maar ek ken nog mense wat wil ontvlug.
Dis deel van ek dink dis deel van kultuur. Ek bedoel ons in Suid-Afrika is ook ons is 'n drinkkultuur. Ons hou daarvan om te drink. Ek bedoel ons kyk hier rugby en ons drink en ons braai en ons drink en allerlei goed. So ek dink nie daai gaan weggaan nie. Maar ek dink as jy op 'n Sondag het ons nou gesê, die Sondag aand in plaas van dat jy nou nog 'n bottel wyn oopmaak of 'n bier, jy eerder 'n Dutchess drink of 'n alkoholvrye bier of selfs dalk 'n rekord want gisterand het jy groot gegaan Ja. en jy wil goed voel die volgende dag en jy prepare vir die volgende ding, is baie meer hoe mense begin dink. En ek dink dis hoekom ons hierdie geleenthede sien in die mark. Wonderlik, miskien kry ons uiteindelik balans. Baie Dis dankie. reg. Ons gesels na die breek met Amanda Pastorius. Sy's 'n lid van Tribe Sober en gaan haar storie met ons deel.